om die Here te kan vereer. Amen. Loof die Here. Loof sy heilige naam. Dis lekker om weer saam te wees. Amen. Ek is so bly jy is hier. Kyk vir die ou langs jou en gee hom net so groot glimlag, dat hulle hom net weet, jy's ook bly hulle is hier. Dis lekker om saam te wees. Nou ek dink ek was 3 weke laas in die kerk. Maar ek was hom nie by die huis nie. En ek was ook nie met vakansie nie. Ek het verantwoordelikhede gehad wat ek moes nakom in ander gemeentes ook. So, en ons is baie opgewonde oor wat die Here doen. Amen. Ek is so opgewonde. Nou vandag is Palmsondag. En die palmtakke is nie net hier vir my mooi dekor nie. Vrydag toe hulle die kom pak het, was dit so mooi, helder, groen. En vanmôre lyk dit so uitgedor. Maar ons kan hom nog sien as palmtakke. Ons is regtig, dis Palmsondag. Nou, net terwille van, as ons dink aan Palmsondag, dan ken ons, waar is my vrou? Kan ek my foon kry? Ek wil net graag, dit kom by my op, ek wil net graag hierdie vers, het jy nie my foon nie? Ok. Maar, as ons dink aan Palmsondag, ons kan dit lees dan, Matteus 21 vanaf vers 1 tot 11, en dan sien ons, Palmsondag gaan oor die dag, wanneer Jesus Jerusalem binnenkom het op 'n donkie. En ek wil tog u vra, as jy by die huis kom, gaan lees daai gedeelte in Matteus 21 vers 1 tot 11, en net om weer, almal het vanoggend blaadjies gekry, ok, dan het jy daar iets. Maar as ons dink aan Jesus wat kom op 'n donkie in Jerusalem, moet ons vanmôre sê, Jesus kom as die koning op 'n donkie. Maar hy kom anders, dankie. Dit help om 'n vrou te hê. Amen. Sy is mos jou hulp. Miskien moet ek net gou vir u lees, terwyl sy vir my die foon gebring. Matteus 21 vers 1. Hy sê, en toe hulle naby Jerusalem gekom het, en by Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle, gaan na daardie dorp, reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselin vind, wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los, en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig, en dadelik sal hy hulle stuur. So, dis, die Here het al vooruitgewerk. Net so terloops, dit het nou niks met die preek uit te waai nie, maar net so terloops, die Here maak altyd voorsiening. Die Here beweeg vir ons uit en hy maak die pad vir ons gelyk. Dit was 'n goeie plek om te sê halleluja. En dit alles het gebeur sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig. Hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, en die vul van 'n pakdier. En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het, en hulle het die esel en die vul gebring, en hulle klere daarop gelê, en hy het daarop gaan sit. En die grootste gedeelte van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takke van bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voor hulle geloop het en die wat gevolg het, het uitgeroep, Hosanna
vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? En die skare sê, dit is Jesus. Man, die profeet van Nasaret in Galilea. Hierdie, jy weet, as ons dink aan hierdie Palmsondag, dan sien ons 'n koning wat kom. Maar hy kom nie soos wat ons verwag nie. Hy kom soos ons hom nodig het. Nou, vir daai tyd se mense was dit nou 'n vreemde ding. Maar Palmsondag, kom ons stop gou-gou. Sondag is die eerste dag van die week. Dis die eerste dag van die week. So, Jesus, Palmsondag is die begin van 'n heilige week wat voorlê. Amen. Dis die begin van 'n heilige week wat voorlê. 'n Week wat lei na die kruis. Maar dank die Here ook 'n week wat lei na die opstanding. Amen. Dit is die dag van vreugde, en as jy die Bybel lees, gaan lees dit bietjie in ander vertalings ook. Dis 'n dag van vreugde, 'n dag van blydskap, 'n dag van opwinding, 'n dag van lof en aanbidding aan die Here, 'n dag van verwagting. En die skare roep uit, Hosanna vir die seun van Dawid. En die mense is opgewonde. En is dit nie vreemd dat 'n skare mense mekaar kan opsweep nie? Nie net vandag in die nuwe Suid-Afrika nie. Dis nog altyd so. Die skare sweep mekaar op en hulle roep uit en hulle is bly en hulle sing en hulle juig. Party weet nie eens waaroor dit gaan nie. Amen. Maar in daardie skare wat uitroep, Hosanna vir die seun van Dawid, in daai selfde skare is daar mense wat 'n paar dae daarna sal uitroep, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Waarom? Hoekom sou van die mense uitroep, kruisig hom? Omdat Jesus nie die soort koning is wat hulle verwag het nie. Jesus is nie die koning waarvoor hulle uitgesien het nie. En vandag wil ek hê ons moet bietjie kyk na die betekenis van Palmsondag. En as ons praat van Palmsondag, dis nie net 'n historiese gebeurtenis nie. Dis ook 'n geestelike gebeurtenis. Vir elkeen van ons. Dis 'n geestelike gebeurtenis. Dis nie net iets wat in die verlede gebeur. Dis eintlik 'n geestelike uitnodiging. Dit sal nou beter verstaan. Eerstens, die koning kom, maar op God se voorwaardes. In Matteus 21 wat ons nou gelees het, sien ons hoe Jesus Jerusalem binnekom op 'n donkie. En dit is nie toevallig nie. Dis nie terloops nie. Voordat hulle nog die stad ingaan, dan sê Jesus eintlik vir sy disippels, daar wag 'n donkie, 'n vul. Dis soos 'n profesie, gedryf deur die Heilige Gees. As jy hier, ek hoop jy sien dit as jy dit lees. Dit vervul 'n profesie van Sagaria wat sê, kyk jou koning kom na jou toe, nederig en hy ry op 'n donkie. Dis profesie van die Ou Testament wat in die Nuwe Testament vervul word. Nou, net so stop. Net so inligting bietjie van die verlede. Die Jode in daai tyd het 'n politieke Messias verwag.
die Jode was in verwagting en vervoering. Weet jy wat? In die tempel van die Jode het hulle gedurig, het die Fariseërs en die skrifgeleerdes gedurig opgesoek, wanneer sou die koning kom, wanneer sou die Messias kom, en wat sou die tekens wees, en wat moes alles gebeur, net soos daar vandag baie spekulasies is oor die koms. Ek hoop jy is vinnig genoeg om dit te snap. Hulle het iemand verwag wat die Rome sou omverwerp. Hulle was in afwagting vir die koning om te kom, sodat die Romeinse juk van hulle skouers af kon kom. So dit was hulle verwagting. En hier kom Jesus op 'n donkie. Ek dink ons moet vanmôre vir mekaar sê, Jesus kom partykeer in ons lewens op maniere wat ons nie verwag nie. Hy verras ons. En partykeer, nou nie jy nie, maar ander mense. Nou partykeer dan kom Jesus op 'n manier wat jou eintlik teleurstel. Hy kom op 'n manier. Hy kom nie op 'n oorlogperd nie. Hy kom nie op as 'n dappere held nie. Hy kom nie met 'n geweldige groot swaard soos Goliat nie. Hy kom op 'n donkie sonder 'n wapen. En hy kom nie met 'n gewaad van 'n koning nie. Hy kom in die gewaad van 'n slaaf. Hy kom op 'n manier wat nederigheid en eenvoud simboliseer. En hier's 'n groot waarheid. God se koninkryk werk anders as die koninkryk van hierdie wêreld. Kan ek vanmôre vir julle kom sê, die Here werk baie keer direk in die teenoorgestelde as wat die wêreld werk. Maar kom ons sê gou, die Bybel sê, wat die wêreld beskou as dwaasheid, het God bedoel vir wysheid. Amen. En hier's 'n groot waarheid. God se koninkryk is nie gebou op vertoon nie. Dis nie om mense te beïndruk nie. God se koninkryk is nie gebou om vir mense te sê, ek het mag en gesag en autoriteit nie. Maar God se koninkryk is gebou aan oorgawe. Oorgawe aan die Here. Oorgawe aan die Heilige Gees. En kom ons sê gou vanmôre vir mekaar, in die tyd waar ek en jy leef, is baie mense bereid om hulle lewe vir die Here te gee, maar op hulle eie terme. Op hulle eie terme. Ek sal die Here dien as hy dit en dit en dit. Het jy dit al gehoor? Op hulle eie terme. Hulle wil 'n redder hê, maar hulle wil nie 'n Here hê nie. Daar's 'n verskil. Red beteken hy red jou van dit wat jou vashou, maar as hy die Here is, die woordjie Here, Kyrios in Grieks, beteken baas. Hy is koning. Hy is Here. Hy is Here. Nou Palm Sondag vra, sal jy Jesus Christus aanvaar vir wie hy is? Sal jy Jesus Christus aanvaar vir wie hy is, en nie vir wat jy wil hê nie. Partykeer dien ons die Here net vir wat hy kan doen, en nie vir wat hy vir my wil bied nie. Partykeer soek ons die gawes, maar ons soek nie die gewer nie. Ons soek die goed, maar nie die bron nie. Dis die eerste belangrike ding. Die koning kom op sy voorwaardes. Tweedens, die skare bring lof en eer en aanbidding, maar sonder 'n goddelike openbaring. Die mense roep uit Hosanna
aan die seun van Dawid. Nou, net so terloops, weet jy wat beteken Hosanna? Hosanna beteken in daai konteks, red ons nou. Wat hulle uitroep is Hosanna, red ons nou, maar waarvan? Hulle gebruik die regte woorde, maar hulle het die verkeerde verwagting. Hulle verkeerde verwagting. En kom ons sê gou vanmôre, as ek en jy in die moeilikheid is, wat wil ons hê? Kom maar, wees gou eerlik. As jy in die moeilikheid is, wat wil jy hê? Jy soek 'n quick fix, 'n onmiddellike oplossing, 'n onmiddellike uitkoms, 'n onmiddellike goed. Man, ek moet roep en dan moet dit wees. En partykeer, of die meeste van die kere, moet ek eers deur 'n paar goedjies gaan om 'n lesie te leer voordat die Here dit vir my gee. Dis nie slegte nuus, dis goeie nuus. Onthou, God se verlange is jy naby aan hom moet wees. En om naby aan hom te wees, moet jy eintlik aan die einde van jouself wees. Is dit nou negatief? Nee, dit is baie positief. Nou, om terug te kom, Palm Sondag, die skare. Die skare het gedink, Jesus gaan vir hulle 'n politieke oplossing gee. Kan ek net vanmôre vir jou sê, God se plan, nie net vir Suid-Afrika nie, maar vir die wêreld, is nie politieke oplossing nie. Ek weet nie hoe baie jy nuus kyk nie, maar ek het op 'n plek gekom waar ek nou nie meer baie nuus kyk nie. Want dit is so slegte nuus. Regtig, dis slegte nuus. Maar kom ons ook vir mekaar sê, as ek luister na die politieke leiers van hierdie wêreld, het ons moeilikheid. Jy kry hulle wat niks wil doen nie en hulle wat weer te veel doen. En ongelukkig hulle wat te veel doen partykeer die verkeerde ding. Maar hierdie volk, hierdie skare het gedink daar's 'n politieke oplossing. Hulle het gedink Jesus gaan hulle van die vyand vernietig. Hulle het gedink Jesus kom om vir hulle 'n oplossing te gee wat hulle wil hê. Maar kom ons sê vanmôre vir mekaar, ons grootste nood, en kom ons maak dit sommer persoonlik, ons grootste nood in Suid-Afrika is nie dat die politiek moet verander nie. Ons grootste nood is dat die Here moet ingryp. Maar Jesus het gekom om nie die vyand te vernietig nie, maar hy kom om die ware vyand te vernietig. Hallo? En as Jesus kom op Palm Sondag, die begin van die heilige week, dan kom hy en hy vang eintlik die duiwel onkant. Die duiwel het gedink, hy gaan ingryp en hy gaan, want onthou Jesus het mag en gesag en autoriteit. Hy het nie nodig om dit te bewys nie. Hy is dit. Hy kon 'n engelebevel gee en die skare vernietig. Pastoor, waarvan praat jy nou? Onthou jy nie daarvan Gideon? Gideon sien, daar's 3 weermagte op pad na hom, en hy's benoud en beangs. En die Here sê vir hom, moenie hulle raak sien nie, sien raak wat ek doen. En partykeer, dan doen die Here goed. Weet jy wat, die Here het nie baie nodig nie. En wat vir my so mooi is, hy gee 1 engel bevel om te gaan help. En 1 engel verwoes 3 weermagte. Hallo? Jy moet taamlik groot wees om 3 weermagte te verwoes. Maar God het 'n metode. En as hy kom, dan kom vernietig hy nie die Romeinse ryk nie. Hy kom vernietig die ware vyand. Die ware vyand. Hy kom vernietig sonde. Hy kom verander harte. Hy kom verander lewens. En hy kom en hy kondig die ewige koninkryk aan. En die gevaar is, partykeer kan ons die Here loof
omdat ons iets wil hê. Amen. Partykeer is ons nie so opreg as wat ons wil voorgee nie. Jy kan Jesus loof en prys en hande klap en regte bewegings maak sonder dat jy regtig die Here ken. Soos in Johannes 12 vers 13 waar die volk die palmtakke swaai, maar hulle weet nie dat dit die aankondiging is vir 'n week wat gaan wag nie. As jy moet tog jouself weer net jou gedagtes verfris. Nou, as jy ernstig is oor jou verhouding met die Here, sal jy in tyd wil wees. Palmsondag beteken dit. Maar na die Palmsondag, wat het gebeur? Dit bou tot op 'n klimaks. Daai Vrydag aand in Getsemane, wanneer hy in hegtenis geneem word, wanneer hy in nood is voor die Vader en sê, Vader, as dit enigsins moontlik is, neem dit weg. En die Vader was in staat om dit te doen, maar hy doen dit nie. Ek wil vanmôre vir jou kom sê, daai skare roep uit met die palms en hulle loof Jesus in 'n oomblik, maar hulle besef nie wat wag nie. Want Jesus se begin, sy intog in Jerusalem was eintlik die begin van die kruis. Die Via Dolorosa, die pad van smarte. En hier's baie insig. Kan ek gou hier net so 'n vinnige ding gooi? Ware aanbidding kom nie net omdat jy deur die groep meegesleer word om die Here te loof nie. Ware aanbidding kom deur 'n openbaring van die Heilige Gees binne in jou. Dis nie 'n emosionele opsweping nie. Dis nie mense wat meegesleep word emosioneel om iets te doen nie. Nee, ware aanbidding kom uit 'n openbaring van die Heilige Gees. Jy beleef wie hy is en wat hy kan doen. Nou wil ek sommer vanmôre vinnig vir jou vra, is jou lof gebou op omstandighede of emosioneel, of is jou lof vanmôre aan die Here vanweë jou openbaring van wie Jesus Christus is? En dan, ons sien dat die Palmsondag gebeur nie op grond, op God se voorwaardes. Die skares loof Jesus sonder 'n openbaring. En dan die derde ding, hy kom op 'n donkie. Nou 'n donkie is 'n simbool van nederigheid en beskikbaarheid. Nou ek het al so baie preke oor hierdie donkie gehoor. En ek wil nou nie daar gaan vanmôre nie. Maar want party ouens preek as jy na 'n donkie kyk, dan sien jy 'n kruis. Maar ons gaan nou nie daar nie. Kan ek vir julle sê, Jesus kies doelbewus dit wat eenvoudig is. Jesus kies doelbewus 'n eenvoudige dier, nie 'n swierdier nie, nie 'n perd wat 'n opregte vegtersperd is nie. Hy kies 'n eenvoudige donkie. Hy kies 'n donkie. Nou, my pa het my altyd vertel, toe hy 'n kind was, het hy met donkies geboer. Nou, 'n donkie is nie vreeslik indrukwekkend nie. En 'n donkie kan baie geraas maak. En 'n donkie is eintlik baie kleinserig. Dis nie 'n dier vir 'n koning nie. Dit het nie koninklike gestalte nie. Nie volgens ons standaard nie. Maar weet jy wat? As jy na daai donkie kyk, die eerste ding wat daai donkie vir my sê,
Ek is beskikbaar. Al is ek nie wat mense sê ek moet wees nie, maar ek is beskikbaar. Amen. Wat raak nou stil hier? Tweedens, hy's nie net beskikbaar nie, hy's ook gehoorsaam. Derdens, hy is bereid om gebruik te word deur die koning. Ek hoop u snap, want ons is op pad nou met jou. En hier's 'n groot waarheid vir jou en my. Hier's 'n groot waarheid. God gebruik nie net suurlike, sterk, gespierde koningsperde nie, of gevegsperde nie. Hy gebruik eenvoudige bereikbares. Het gaan nie oor hoe jy lyk nie. Kan ek vanmôre vir u sê, en ek bedoel dit nie negatief op myself nie. Maar as ek die Here was, sal ek definitief nie my gekies het nie. Hallo, ek dink daar's baie beter. Jy weet, in die eerste gemeente waar ek in Ronel kom ons en die pastore wat daar was hierdie prominente ouens. En een van die ouens wat my senior was toe ons gestudeer het, hy was die perfekte voorbeeld van hoe 'n pastoor moet lyk, hoe hy moet aantrek. Hy is musikaal, hy kan sing, hy kan mense beïndruk, hy kan mooi preek, alles wat jy in 'n pastoor wil hê. Maar weet jy wat? Na 6 maande, toe is hy weg uit daai gemeente. En ek snap dit nie. En hulle beroep my en ek is so dom genoeg om te gaan. Al wat ek weet, ek het 'n woord. Maar toe ek nou daar kom en ek besef, maar daai ou was hier, toe dink ek, as hy dit nie 6 maande gaan maak nie, hoe gaan ek dit maak? Ek is eenvoudig, ek lyk nie soos hy nie, ek praat nie soos hy nie, ek sing nie soos hy nie, ek is nie musikaal soos hy nie, en so kan ons die een na die ander oproep. Kan ek vanmôre vir u sê, totdat ek weggegaan het, was ek die pastoor wat die langste daar gebly het. 7,5 jaar. Ek het nie gevlug nie. Ek is in vreugde daar weg. Om die waarheid te sê, ek weet nie hoekom nie, maar die mense het selfs gehuil toe ek weggaan. So, ek wil vanmôre vir jou kom sê, God gebruik nie die aanskoulikes, die indrukwekkendes, die sterkes, die mooies, die talentvolles nie. God gebruik jou as jy beskikbaar is. As jy beskikbaar is. As jy gehoorsaam is. As jy bereid is om gebruik te word. En weet jy wat? Die Here het 'n vermoë om my as eenvoudige, beskikbare mens iets te doen in my lewe wat my bemagtig met die Heilige Gees. En 'n gewone mens maak hy 'n gewone mens wat buitengewone dinge doen. In daai selfde eerste gemeente skakel die destydse president my. Nou in daai jare, ek weet nie wie van u dit nog weet nie, maar ons moes elke jaar so sensusvorm invul van, ek dink 8 of 9 bladsye. Moes die kerkraad se sekretaris invul. En onder andere staan daar 'n klomp goed, maar na aanleiding van ons vorm wat hulle ontvang, ek weet nie hoe dit gewerk nie, maar skakel die kerk se president my en hy sê, ek wil jou kom sien. En ek dink, wat het ek gedoen? Die kerk se president besoek nie net 'n gemeente sonder dat hulle vra nie. En toe hy daar kom, toe sê hy, ek wil weet, is hierdie vorm die waarheid? Is hierdie vorm die waarheid? Is julle, want ek dink dis onmoontlik. Miskien het julle 'n fout gemaak. Want hoe is dit
moontlik dat aan 'n klein gemeenskapie dat 25% van die dorp se mense aan een gemeente kan behoort. Dis nie normaal nie. Dis nie moontlik nie. En ek sê vir die sekretarisse, druk gou vir ons 'n gemeentelys en wys dit vir die pastoor. Hy kyk die papiere en hy sê, ek kan dit nie glo nie. En hy sê vir my, ek het gedink, daai ou wat jou senior was, dit gemaak het. Ek het nie gedink jy gaan dit maak nie. Jy sien, die Here gebruik beskikbare, eenvoudige, gehoorsame mense, wat bereid is om te sê, ja Here, stuur my. Waar ander ouens nie wil gaan nie. OK. Die Heilige Gees bemagtig gewone mense om buitengewone dinge te doen. Tweedens, God gebruik jou ongeag jou status. Ons is so statusbewus. Ek kan onthou, as ek die geskiedenis van die AGS lees, en weet jy hoe die AGS ontstaan? Nie deur indrukwekkende mense nie. Die AGS het ontstaan in 'n tyd waarin daar net na die oorlog mense was wat arm en eenvoudig en in nood en in krisis en welsyn gevalle was. En die kerk het begin gewerk deur die Heilige Gees. Dank die Here, die AGS het nie ontstaan vanweë 'n skering nie. Die AGS het spontaan ontstaan omdat die Gees van die Here begin werk het deur 'n eenvoudige man, John G. Lake, en wonders en tekens en kragtige dade het gebeur. En in daai tyd, toe sê die staat 'n klomp goed van die AGS. En die staat sê, hierdie is die kerk wat kyk na arm mense. Tweedens, het u geweet, in die begin van die kerk, in die eerste klompie jare, het geen AGS lidmaat nodig gehad om in 'n hof te staan, sy hand op te sit en te sê, so help my Here nie. Want hulle het gesê, AGS mense is eerlike mense. Hulle woord is hulle woord. Ek dink ek gaan lees dit. Ons het 2 boeke hier wat oor die kerk se geskiedenis gaan. Al wat ek hier probeer sê, God gebruik nie noodwendig indrukwekkende mense nie. Hy gebruik mense wat beskikbaar is. Hy gebruik mense wat nie vasgevang is deur een of ander posisie of status of ooreenkomste of 'n agtergrond van kragtige en magtige leiers nie. Eenvoudige mense. Kan ek vanmôre vir u sê, jy hoef nie perfek te wees nie. Jy hoef nie volmaak te wees. God roep nie volmaakte mense nie. God het 'n manier om onvolmaakte mense aan te doen met die kragwerking van die Heilige Gees en daai onvolmaakte mense volmaak te gebruik. Hy soek net beskikbare mense. En ek wil net jou vra, wil jy nie op 'n plek vandag iewers vir die Here sê, Here, as u 'n donkie kan gebruik, kan u seker my ook gebruik. Hallo? Ek wil weer sê, 'n donkie is maar 'n dommerige ding. Selfs sou ons nie onsself vergelyk met 'n donkie nie. Die Bybel vergelyk ons met 'n skaap. Het jy al 'n dom ding gesien? 'n Skaap is dommer as 'n bok. Hallo? Wil jy nie op 'n plek kom waar jy sê, Here, as u daai donkie kan gebruik vir u doel, gebruik my ook. Vierdens, hierdie pad van die Palms op Palmsondag lei na die kruis. Dit lei na die kruis. En Palmsondag is nie die einde nie. Palmsondag is die begin. Dis die begin. Palmsondag is die
begin van 'n pad wat lei na die heuwel van Golgotha. Die skares lê palmtakke neer as 'n teken van eer. Mag Jesus het geweet toe hy op daai donkie klim. Hierdie is die begin van die stryd. Hy het geweet dat hierdie is die begin van dit wat wag. In Filippense 2 vers 8 lees ons, hy sê, hy het homself verneder en gehoorsaam geword tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Jy sien, die ware betekenis van Palmsondag is nie dat hierdie sterk, vorstige koning kom sodat mense vir hom moet buig nie. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar hy het gekom om te dien. Dis heeltemal ons prentjie nie. En dit was ook nie die prentjie van die skare nie. En kan ek vanmôre vir u sê, ek hoop u weet dit, maar die kruis is die sentrale boodskap van die Bybel. Alles in die Ou Testament wys daarin, die mens het verlossing nodig. En vanweë die kruis leef ons vanuit die kruis. En as Paulus in die Nuwe Testament preek en hy praat, dan sê hy, ek het my voorgenem om niks anders te preek behalwe Jesus en hom as, kom maar as apostolis. Hy sê, ek het my voorgenem om niks anders te preek behalwe Jesus en hom as gekruisigde nie. Sien, die kruis is sentraal. Sonder die kruis is daar geen verlossing. Sonder die kruis is daar nie 'n Pinksterdag nie. Sonder die Heilige, sonder die kruis is daar nie 'n Nuwe Testamentiese kerk nie. Sonder die kruis is daar nie nuwe lewe in Christus nie. Ek wil afsluit. Wat beteken Palmsondag vir jou en my? Wat beteken dit vir ons? Ek wil weer begin en sê Palmsondag is nie 'n historiese herdenking nie. Is nie 'n herdenking van iets wat in die verlede nie. Palmsondag is eintlik die begin van konfrontasie. Die eerste vraag: wie is Jesus vir jou? Is hy jou helper? Is hy 'n inspirerende figuur? Of is hy die Here? Is hy jou koning? Ons sing dit so maklik. Koning van my hart. Koning van my lewe. Maar is hy die koning van jou hart? Die koning van jou lewe? Die tweede vraag is jou hart oop genoeg vir die koning? Is jou hart regtig oop? Jy weet, daar's 'n versie in die Bybel wat ek nie van hou nie. En dit staan in Openbaring 3 vers 20 wat sê, en jy moet daai hele gedeelte gaan lees om dit te verstaan. Hy sê, ek staan by jou hartsdeur en ek klop. As jy my stem hoor en oopmaak, sal ek inkom. Ons wil nie weet dat die Here staan en klop nie. Maar Palmsondag konfronteer ons, wie is Jesus vir jou? Hy staan op die oomblik en klop aan jou hartsdeur. En hy sê, ek soek meer van jou. Weet jy wat? Die Here soek nie net jou lewe op 'n Sondag nie. Hy soek jou lewe elke oomblik van elke dag. Derdens, is jy deel van die skare? Of is jy 'n disipel? Jy sien, hoe lyk die skare? Dis die wat in 'n oogwink en in 'n spesifieke oomblik hom volg. Hom loof. Maar as die druk erg word, dan verdwyn hulle. Maar 'n disipel is iemand wat getrou bly. Iemand wat hom volg. Iemand wat bereid is om die kruis te dra. Ek wil vanmôre vir jou kom sê,
As ons dink aan Palmsondag. Palmsondag gaan nie oor die palms nie. Palmsondag gaan eintlik ook nie oor die donkie nie. Partykeer is ons die donkie. Ons dink, daar was 'n tyd dat mense my anders aangekyk het. Daar was 'n tyd dat hulle gejubel en juig het as hulle my sien. Eintlik het dit nie oor jou gegaan nie. Dit het gaan oor die koning op jou rug. Dit het nie gegaan oor die palms nie. Dit het nie gegaan oor die donk nie. Dit het gegaan oor Jesus. En my en jou lewe gaan nie oor onsself nie. Dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor Jesus. Palmsondag gaan oor Jesus. Hy is die vervulling van die profeseë. Hy is die nederige koning. Hy is die lam wat geslag moes word. Johannes profeteer en hy sê, kyk, in die ou vertaling is dit eintlik mooi, waar hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld kom wegneem het. Daar is die lam. Jesus is die lam. Weet jy wat? As jy 'n kind van die Here is, draai jou lewe om Jesus Christus. Vir my is die lewe Christus, sê Paulus. Vir my is die lewe Christus. En die Heilige Gees het die vermoë om Christus wakker te maak in my binneste. Ek wil jou vanmôre uitnooi. Palmsondag vra eintlik elkeen van ons. Gaan dit oor die palmtakke of die donkie? Of gaan dit oor jou lewe wat jy moet oorgee? Luister. Die koning kom. Die Bybel sê, die meester is hier en hy roep jou. En ons gaan van volgende kwartaal af, gaan ons met u begin praat oor wat die Here in store het vir ons. Maar ek wil jou uitnooi, die koning is aan die kom. Is jy gereed? Is ons gereed? Is die gemeente gereed? Is ons omgewing gereed? Weet jy wat? Niemand van ons ken die dag en die datum nie, maar ons weet, hy kom. Jy moet daarom geestelik dood wees, om nie te besef, alles wat in die wêreld gebeur, ek weet nie van jou nie, maar die wêreld was nog nooit so deurmekaar soos nou nie. Die wêreld was nog nooit in soveel sonde gedompel soos nou nie. Dit klink so Sodom en Gomorra. En iemand het gesê, as die Here nie binnekort kom nie, het hy Sodom en Gomorra eintlik te vroeg gedelg. Die koning kom. Hy kom met genade. Hy kom in nederigheid en liefde. En hy kom om te red die wat verlore is. En hy vra vanmôre vir jou, wil jy nie jou lewe kom oorgee nie? Gee my jou hart. Gee my jou lewe. Ek wil graag die koning in jou lewe wees. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, ons kom bely, U is voorwaar die enigste, die waaragtige koning. Nie net die koning van Jerusalem nie, maar die koning van my hart. Die koning van my lewe. En ek wil vanmôre alles vir U kom gee. Here, kom heers, kom regeer. Nie net in my hart nie, maar kom regeer in my lewe. In Jesus naam. Amen.